U luister na Daders van die Woord, slegs hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Ek is Charles Kies. Nou in vandag se de mekaar samelewing is die rol van die man so deur die media, films, politieke inkorrektheid en omstandighede deur mekaar gekrap, dat sommige mans nie meer hulle duidelike rolle besef nie. Dit is alles pogings deur Satan om God se skepping aan te val. God het die man aangestel as hoof van sy huis en om as priester te dien, om leiding te neem wanneer dit kom by godsdienstige aangeleenthede, soos familietyd om Gods woord, om kinders te lei en te dissiplineer. Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom tarries long. Bring in the day of brotherhood and in the night of wrong. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. Her strength unequal to her task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where His feet have trod. As brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, the Lord is calling. Rise up, this is the day. Rise up and seize the moment. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of faith. Rise up, O men of faith. Ja, vandag is dit 'n voorreg dat gesels ek met leraar Kim Rou van Elofsdal gemeente. Welkom by ons leraar. Baie dankie Charles, dis 'n voorreg om hier te wees. Sê ons net so bietjie van jouself. Ek het sopas 50 jaar oud geword. Baie geluk. Baie dankie. En deur die Here se genade is ek in Wilna al oor die 25 jaar getroud. Ons het 3 pragtige kinders, Rachel, Hannah en Caleb. Rachel is 22, Hannah is 19 en Caleb is 16. En ja, ek het in die bediening ingekom so 20 jaar gelede, die voltydse bediening. En ek het ook die voorreg om met baie paartjies te werk. Voorhuwelikse paartjies, getroude paartjies en ook met gesinne, ouers en kinders. En ja, ek kan vir jou sê dat die wêreld is deur mekaar. En dit is tyd dat ons teruggaan na die woord van God om te sien wat vra die Here vir ons. Hoe moet ons nou lewe in hierdie dae? Absoluut. Jy het seker nogal baie interessante gevalle aangehoor deur wat se probleme daar in die huwelik is in 'n gesin is. Nou wat sê die Bybel? Hoe moet 'n man van God optree? Ja, die Bybel, soos jy weet, is al 66 boeke. Maar as ek dit kan vat na een vers toe, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons kan nie verwag dat ons 'n goeie huwelik sal hê as ek as die man nie eers God se aangesig soek nie. Ek kan ook nie verwag dat ek 'n gelukkige huisgesin gaan hê, gelukkige kinders, as ek nie persoonlike tyd met die Here spandeer nie. So ek dink dit is een van die grootste swakhede wat ons het. Al het jy al die gereedskap in die garage, die nuutste tegnologie in jou huis.
die grootste spiere. Jy is nie 'n man in God se oë alvorens jy nie met hom daagliks tyd spandeer nie. Baie belangrik. Want mens moet leiding kry, mens moet leiding van God kry elke dag en jy moet vra daarvoor. Die Here weet wat ons nodig het, maar hy wil hê ons moet vra. Leraar, hoe verskil man wees tussen gelowige en ongelowige mans? Is daar 'n verskil? Kyk, ek sal vir jou sê, ek glo daar is 'n groot verskil. En dalk moet ek 3 kategorieë eers hierso maak. Daar is Christelike mans wat 'n persoonlike verhouding met die Here het. En dan is daar sogenaamde Christelike mans wat eintlik nie saam met die Here loop nie, maar hulle sê hulle loop saam met hom, maar eintlik loop hulle nie saam met hom nie. En dan het jy daai wat nou nie die Here ken nie en nie saam met hom wandel nie. So wat ek ondervind is dat tussen, as ek kyk na die Here se kinders, daai wat sê hulle is sy kinders. Daar is van hulle wat Godvreesende mans is en 'n goeie voorbeeld is in hulle huis, en daar's ander wat eintlik maar net soos die is in die wêreld. En ek dink daar moet ons voor versigtig wees. So iemand wat saam met God wandel, as ek hom kan definieer teenoor iemand wat nie saam met God wandel nie, kan ek sê die prioriteite is anders. En ek glo wat ons moet na smag en na streef is om elke dag God te behaag. En ek dink die manier hoe ons dinge sal benader, ons dien 'n God van liefde, en daai liefde word opgemaak deur 2 hoofelemente, en dit is geregtigheid en genade. As 'n mens dink aan God se troon, daar's 'n reënboog om daai troon. En daar is 2 elemente wat 'n reënboog maak. Dit is lig en dis waterdamp. En ek dink altyd daaraan God se geregtigheid, God se genade. En mens sien daai reënboog om die troon en 'n mens sien vir Jesus aan die kruis. En daar sien 'n mens God se geregtigheid, God se genade. En ek dink ons kan maklik na uiterstes toe gaan. En is net deur die Here se hulp dat ons die balans kan hê om jou kind in die vrees van God groot te maak. Dat hulle nie bang is vir die Here nie. Dat hulle met hom sal wil tyd spandeer, maar dat hulle hom sal respekteer. En dis baie keer 'n moeilike balans vir ons as mense om te handhaaf. En 'n groot ding wat ek wil sê vandag, met die jare se tyd wat ek met mense spandeer, mense met groot probleme. Ek werk ook met individue. Baie keer het hulle 'n verwronge beeld van God, omdat hulle pa 'n verkeerde indruk op hulle geskep het. So jou pa bring eintlik vir jou eerste beeld van God. En ek as pa moet besef dat ek bring na my kinders hoe God is. En iets wat ek ook geleer het nou oor die jare, en ek wil kyk hierso na Efesiërs hoofstuk 5 en 6. Daar's net 1 of 2 verse wat ek hier wil uitlig. Dit sê so, vers 23, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En baie mense lees nie daai stuk soos Christus. Hulle wil net sê, nee, ek dra die broek en jy moet nou luister. Maar as jy gaan kyk soos Christus ook hoof is van die gemeente. En wat het Jesus gedoen? Hy het gesterf vir sy kerk, vir sy vrou, as ek dit so kan stel. En hy is die verlosser van die liggaam.
So as daar 'n ramp kom ek sê ons is op 'n boot en die boot wil sink, ek moet sorg dat my vrou en my kinders veilig is en ek moet laaste hulp kry. So die man moet eers bereid wees om sy lewe neer te lê vir sy vrou en sy kinders. En dan sê dit vers 25: manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So ons as manne moet sorg vir ons vrouens, ons moet sorg vir ons kinders, ons moet sorg dat dit geestelik goed gaan met hulle, nie net dat daar klere in die kas is nie, dit is baie belangrik, en dat daar kos op die tafel is, en dat daar krag is in die proppe, en dat die ligte brand, en daar's water in die krane, en brandstof in die voertuig. Ongelukkig, in die samelewing wat ons nou lewe, en ek daar iets gebeur, veral in Suid-Afrika, waar mans nie maklik meer werk kry nie, en hulle sit by die huis, en hulle verloor hulle identiteit. Hulle besef nie meer die rol wat God op hulle geplaas het nie, en die vrouens kry die werk, hulle is die broodwinner. Maar alhoewel soms die vrou dalk meer verdien as die man moet besef hy het 'n plig voor God, en hy moet nog steeds sy bes te doen vir sy gesin. En dan sê dit hierso in hoofstuk 6: en vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. So ek wil terugkom na jou vraag, wat jy gevra het, wat is die verskil tussen gelowige en ongelowige mans, as dit kom by die huwelik, as dit kom by ouerskap. Ek glo, 'n godvreesende man sal kan jammer sê, waar hy 'n fout gemaak het. En ek moes al 'n hele klompie kere na my vrou toe gaan en sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. En dan selfs na jou kinders toe, na my kinders toe gaan ek sê, ek is jammer. Dalk het ek gestaan vir wat reg was in daai oomblik, maar die manier hoe ek het gesê, die manier hoe ek het gedoen het, was verkeerd. En daar moes ek al telke male vir my kinders sê, ek is jammer. Ek is jammer dat ek nie die karakter van God op die regte manier uitgebeeld het nie. Jammer dat ek julle gefaal het. En jy weet, dit beteken baie vir 'n kind. En ek glo, alhoewel dit vir ons moeilik is om dit te doen, jy weet, hulle hartjies trek dan nader na jou hart toe. En daai band word sterker. En ek is dankbaar deur die Here se groot genade dat ek 'n goeie verhouding met my kinders het. En hulle sê, a family that prays together stays together. Ek wil een ding bysit. A family that prays together and plays together stays together. Ja, dis belangrik, mens moet pret ook hê. En iets om na uit te sien, en dit moenie 'n straf vir jou voel om 'n Christen te wees as kind nie, vir al kinders, want hulle voel, dis alweer Sondag, ons moet nou weer kerk toe gaan, of ons moet nou weer huisgodsdiens hou. Partykeer sien hulle dit as 'n straf en nie 'n plesier nie, hang af hoe mense dit aan hulle oordra. En op die regte manier uit liefde uit. Ons gaan nie kerk toe omdat ons verplig voel nie, ons gaan kerk toe omdat ons wil die Here dien. En dis hoekom ons dit doen. Ons word nie verplig om die 10 gebooie te hou nie. Ons wil dit doen want ons is lief vir die Here. Dis hoekom ons dit doen. Ons het reëls in die huis, en dit is ons volg die reëls na omdat ons lief is vir mekaar as gesin. Ek dink dis belangrik om dit dan so oor te dra aan kinders. Ek stem saam, en weet jy, een van die groot foute wat ons maak as mans, is ons sal vir hulle sê wat om te doen, maar ons stel nie die voorbeeld nie. En dit is een van die grootste skades wat jy kan doen. As jy vir hulle sê,
Julle mag nie sulke goed op die TV kyk nie. Jy Of kyk, julle mag nie sulke goed op julle fone kyk nie, dan kom hulle in, hulle vang jou uit en jy doen dit. Ja. Dan het jy geen invloed nie. ja, 0. Iets wat ons as gesin doen met die Here se hulp is elke dag lees ons 'n hoofstuk uit die Bybel. So ons het huisgodsdiens 7:00 in die oggend. Kom by mekaar en ons sing. Ons lees die Bybel. Ons bespreek 'n bietjie en dan bid ons. En jy weet, dit is 'n kosbare tyd vir ons. Dit was deel van die volk in Suid-Afrika om boeke te vat. Maar dit is baie skaars nou, waar 'n familie om God se woord vergader en saam lees, saam bid. En ek wil ons luisteraars aanmoedig, as julle een ding kan doen, is vat die Bybel en lees hom saam. Al is dit net 'n stukkie, Ja. elke dag. Weet jy wat? Dit verander jou huisgesin dadelik. En dit is en nie net dit nie. Ek bedoel, ons vra, hoekom gaan dit so sleg met ons volk in die land? En hoekom word ons so uitgemoor en vervolg? En hoekom gaan dit so sleg? En die Here het ons verlaat. Maar hoekom? Ons spandeer nie meer tyd saam met hom. Ons hou nie die Sabbat nie. Ek weet van die mense wat Sondag kerk toe gaan kerk toe en daarna is dit winkels en uit eet en sport kyk en aardse wêreldse dinge wat geniet word. Daai heiligheid van die Sondag, soos wat baie mense dit hou, is nie meer daar nie. Nou, ons Adventiste wat glo in die Sabbat om dit te hou dit in 'n mate korrek in terme van volg kerk toe gaan, rustig wees saam met Son onder tot son onder. son onder tot son onder, besoek siekes of mense in hospitale of mense in jou omgewing. En daai funksie geskied nie meer meerderheid van mense, hulle doen dit nie meer nie. Hulle hou die godsdienst nie. En dis moeilik. Die wêreld is 'n gejaagde is baie gejaagd en as kom laat by die huis as jy 'n lang dag gehad het by die werk. Kinders slaap dalk al. Jy het nie altyd meer daai tyd nie. Dit is belangrik om die tyd te maak. Soggens vroeg is dit 'n geskarrel om uit die huis uit te kom, almal by die skool en by die werk te kry. So daar is dit, ek dink die tyd om huisgodsdienst te hou is moeilik om te kry. En mens moet regtig moeite maak om dit te doen. Ja, Charles, weet jy, as ek ons manne kan bemoedig, jy begin jou dag met God, jy is 'n individu. So huisgodsdiens, ons gaan nou by dit kom, maar dit begin by jou. Kim moet sy eie Bybel oopmaak en sy eie Bybel lees. Absoluut. En as my kinders daar ingestap kom in my studeerkamer, mag hulle my daar vind met my Bybel in my hande. Dis waar ek met God gesels. En dan kom ons as gesin by mekaar. En dan aanbid ons die Here saam. En dan op die Sabbat trek ons op na die Here se huis en daar aanbid ons hom as 'n gemeente. Iets wat ek wil noem uit my vroeër jare, as ek dit so, ek klink net soos 'n ou man. Toe ek jonk was en ons kinders was klein. Toe besef ek my vrou kry nie eintlik tyd vir haarself nie. Sy kry ook nie tyd om met die Here te gesels nie. En ek het daar 'n besluit gemaak, ons het in Wolmaranstad gebly. En Rachel was, kom ek sê, hier by 3 jaar oud en Hannah was 6 maande, jy weet, en ons het 3 jaar daar gebly. So daai tydperk onthou ek spesifiek, sal ek vir Wilna sê, ek vat die kinders bietjie af na die spruit toe en ek gaan haar los nou hier vir 'n uur of meer en vat daai tyd en lees jou Bybel en praat met die Here. En dit was 'n geseënde tyd vir my om die 2 kindertjies af te vat na die spruit toe. Caleb is toe later gebore. En ons het probeer, ek het probeer om daai tyd te skep vir my vrou, dat sy ook met die Here kon 'n verhouding hê. So dis 'n rol van die man, is om te sorg dat jou vrou saam met die Here stap
dat jou kinders saam met die Here stap. En 'n mens kan hulle vra, hoe gaan dit? Waar lees julle nou in die Bybel? Hoe gaan dit met jou persoonlike godsdienst? Dis die rol van die priester. Ja. Is om te hoor hoe gaan dit met hulle geestelikheid. Dit gaan nie net ek moet kyk na myself eers, maar ek moet ook kyk na hulle. As jy sien jou een kind eet nie by die tafel nie, dan raak jy bekommerd. Jy moet sê, hoekom eet jy nie? Wat's fout? Is jy siek? En ons moet eerstens kyk, eet hulle God se woord elke dag. Ja, dis belangrik daai. Ons dink ons het nou huisgodsdienst gehou as gesin saam en dan is dit nou genoeg. Wat van jou kinders? Hulle moet ook leer om stilte tyd te hou, tyd saam met die Here alleen te spandeer. Amen. En ek dink nie baie mense doen dit so nie. Ons het mos nou ons kant gebring, ons is mos nou as gesin huisgodsdienst gehou. Terug te kom na werkomstandighede. Wat is die rol van 'n Christenman by die werk? En ek weet jy is as leraar, so dis vir jou amper 'n makliker funksie om te verrig, want dis jou werk om as Christenman op te tree. Maar 'n man byvoorbeeld wat nou in 'n kantoor werk of vir 'n maatskappy werk. Hoe tree hy op as Christen? Of hoe moet hy optree? So ek kan daarom praat uit 'n perspektief uit waar ek ook was. Ek het vir 8 jaar vir die staat gewerk, vir veeartsenydiens departement landbou. So ek is nie 'n predikant gebore nie. Ek het nooit gedink ek sou in die bediening wees nie, maar die Here het my soontoe gelei. En ek kan praat van daai tyd, hulle praat mos van BC, before Christ, jy weet. Before kids. En ek het in daai tyd wat ek in die staat gewerk het ek 'n volle oorgawe aan die Here gemaak. Dis waar ek my besluit vir Jesus gemaak het in daai tyd. En my kollegas kon sien dat Kim is nou anders. Die grappe waarvoor jy gelag het, lag jy nou nie meer nie. En ek het begin om saam met selfs die boere, jy kom op hulle plase, hulle het beeste, maar hulle het ook probleme. En ek het saam met van hulle begin bid. Jy bid maar vir die Here vir leiding, wanneer moet ek dit nou doen? Hier's 'n bees wat vassit in die drukgang. En ons het alles probeer, die bees kom nie uit nie. Dan sê ek, kan ons saam bid? En al die werkers, en die boer as hy daar is, dan bid ons. En weet jy, ek kan getuig van, ek onthou 'n paar gevalle, waar die Here dadelik geantwoord het. En ons kry die bees uit, en almal staan verstom. My baas het eendag met my gepraat, alleen, daar in die middel van die bosveld, naby die Botswana grens. Hy sê vir my, Kim, ek en my vrou het probleme. En ek het besef, hierdie is 'n groot oomblik in my lewe. Ek moet nou die Here, jy weet, sy woord na die man toe bring. Hy was ook 'n kind van die Here, maar hy praat met my jonger as hy. Ek was 14 jaar jonger as hy. En hy vra vir hulp. En ons het saam gebid. Ek en my vrou het toe na hulle huis toe gegaan. Ek en sy was pas getroud. En om 'n lang storie kort te knip, hulle het gesukkel om 'n kind te hê. Hulle het 3 kinders gehad en hulle wou graag 3 dogters, hulle wou graag 'n seun gehad het. En weet jy, dis eintlik 'n lang getuienis. Hierdie eendag moet ek dit dalk vir die luisteraars vertel. Ja. Maar ons het daar neergekniel op daai leitlipvloer en vir die Here gevra, as dit sy wil is, dat hy vir hulle 'n seun sou gee. En jy weet, die Here daai gebed beantwoord. En ja, daai mannetjie is nou amper 25 jaar oud. En elke keer as ek 'n foto van hom sien, dan besef ek, maar die God van die hemel, hy is lief vir ons, hy beantwoord ons gebede. En 'n paar weke terug, hier in Pretoria, nie ver van hierdie radiostasie af nie, toe het ek in die ouderling met 'n vrou gesels, ons vra vir haar, is daar iets op haar hart? Sy sê, ek sukkel al, ek dink vir 4 jaar om swanger te word. En ons het saam met haar gebid. En weet jy, sy is nou swanger. Sure. Amen. En ek dink dit illustreer dat ons God is 'n gesinsgod. Hy het die man en vrou bymekaar gebring. Hy het gesê, wees vrugbaar. Hy wil vir ons seën met kinders binne in sy wil. Ons kan met hom praat oor al daai dinge.
Ek wil graag iets van my pa vertel. Hy het groot geword sonder 'n pa basies. Hy het vir my en my boetie 'n voorbeeld gestel wat altyd by ons sal wees. Hy het ook as 'n ateïs eintlik groot geword. Hy het sy hart vir die Here later in sy lewe gegee. Maar op 'n Sabbatmiddag het ons daar in die veld gaan stap. Daar was 'n koppie nie ver van ons huis af nie. En daar op daai koppie het ons gebid. My pa sal eers bid en ons het neergekniel daarso in die veld. Dan bid hy, dan bid ek, dan bid my broer. En ek sal probeer onthou wat my pa gebid het en dan probeer ek so agter hom bid en dan my boetie probeer weer agter my bid. En jy weet, dit sal ek nooit ooit vergeet nie. En party paas is huiwerig om voor hulle kinders te bid. Ek weet van party mans wat hulle sê dis 'n privaat saak, hulle gebede. Maar weet jy, soos wat Jesus sy disippels geleer het om te bid, so moet paas hulle kinders leer om te bid. En die beste manier is deur voorbeeld. So in ons werksomstandighede, 'n Christen man sal, ek dink, wegbly by die ander vrouens by die werk, as ek nou prakties kan wees. Die Bybel sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, nie al die ander vroue. Ja, dis belangrik. En wees 'n voorbeeld daar by die werk, van wat dit is om 'n getroue man te wees, en 'n getroue vader. Wees eerlik, daar moet integriteit wees. En ek gaan vir julle sê, as 'n pa 'n oneerlike mens is, en hy's 'n skelm, wat die kanse dat sy kinders ook skelms gaan wees is baie goed, want hulle leer dit by hulle pa. Ja. Maar as die pa eerlik is, hy steel nie, hy vloek nie, hy stel 'n voorbeeld, en dis nie net 'n gedaante van godsaligheid nie, maar egtheid. En dis waarvoor ons moet bid, Charles, is egte Christendom. Dis wat ons kinders, want baie predikante se kinders verlaat die kerk. Hoekom? Want die pa wat agter die kansel staan en die pa by die huis is twee verskillende mense. En ons moet vir die Here vra dat ons 'n stywe greep op hom sal hê, dat ons nie sal gly en ons kinders teleurstel, ons vrouens teleurstel. Ja, dit is so konstantheid, integriteit, wat soos jy sê by die huis en by die werk is dit dieselfde. By die vriende, by die waar ook al jy gaan, is jy dieselfde mens, dat almal kan sien wat is jy karakter eintlik en na wie se voorbeeld leef jy? Na Christus sin of na die wêreld sin? En dit is uiters belangrik. Ek dink die tyd het ons ingehaal. Dit was lekker om te gesels vanuit 'n leraar se oogpunt. 'n leraar is die leier in die kerk van sy gemeenskap, van sy gemeente. En mens moet altyd voel jy is welkom om met 'n leier om met jou kerkleier te praat en oor enigiets. Want die leraar gee die leiding en hy gee die raad en die advies, praat uit die Bybel uit. Soos wat ons tereg gedoen het op hierdie onderhoud ook. En ons kan net vra dat die Here jou werk seën vorentoe. Amen. Dat jy nog baie lank in die bediening kan bly, gespaar gaan word vir jou gesin. Dankie, Charles. Hoof van die huis en ook hoof van jou gemeente, sodat hierdie belangrike aspekte van pa wees, van hoof van die huis wees, van priester in die huis, oorgedra kan word na ons mense toe, dat hulle dit kan begin besef. Want ek dink baie keer het paas hulle rol verloor in die huisgesin. En jy as leraar moet daai boodskap onder almal inbring. Ten slotte kan ek sê die woord husband kom van house band. En as jy dink aan 'n gerf, sê maar dis nou 'n gerfkoring. Ja. Daai tou wat hom vasmaak, dis die house band. Daai band wat, so ons werk is om ons gesinne soos 'n gerf saam te bind aan die Here. Ons is nie daar op ons eie nie. Ons werk is om hulle te verenig, the husband, the house band.
En mag die Here ons help om dit getrou te doen. Amen. Mag dit 'n voorbeeld vir ons wees. Baie goeie voorbeeld wat jy daar genoem het. Ek het nie eens geweet dit is waar dit vandaan kom nie. Dankie leraar. Dankie Charles, mag die Here julle elkeen seën, hoor. Selfde, dankie.